Dan sê goed mense, hartlik welkom dus vir die almal. Hier is waar ons begin het met die Bybelstudie, begin verlede jaar. So vir baie van ons voel dit nou, dat ons dit terug is op tuiswerk. Aangezien die oordes nou klaar geoefen het vir die afgelope naweek hulle optrede gehad, gaan ons vanaand 'n bietjie privaat het van hê. So dis hoekom ek maar weer hiernatoe skuif, ook vir sekuriteitsdoeleindes voor as hier beweging is, dan kan ons dit 'n bietjie maklik sien. En ek laat die sterk ouens altyd daar sit, hulle kan werk maak. Dis nou sy, hè? Dis nou sy. Daar is nog iemand. Die laatkomer moet die tweede wees. Die by Henry. Goed mense, as jy so lank die Bybels wil oopmaak, ons gaan 3 gedeeltes lees. Genesis 1, soos wat bo aan die aantekening staan, Genesis 1, die eerste 5 verse, wat ons vanaand so 'n bietjie nou gaan kyk. Dan Johannes 1 vers 1 tot 14, Nora sal dit net nou vir ons lees, en dan sal ek weer Openbaring 22 vers 20 en 21 lees. En daarna voorgaan op gebed. Goed, dis Genesis 1, dis die eerste 5 verse, die eerste 14 verse van Johannes 1, en dan Openbaring 22. Het is altyd toch belangrik as jy die Openbaring lees, om maar te onthou dat dit dieselfde skrywer is, as die een wat die Johannes Evangelie geskryf. Want daar is altyd weer baie ooreenkomende motiewe, wat in Johannes voorkom, wat ook in Openbaring voorkom. So as weet dit is dieselfde skrywer, val dit 'n mens nie soveel meer op, en dan spring dit daar uit. Dan is dit soos helder gedrukte letters wat jy dadelik raak sien. Maar goed, ons begin dan lees ons Genesis 1 vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Môre vir ons dan Johannes 1 kan lees. Opskrif hier is die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toegekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Dankie. Dan in die laaste hoofstuk van die laaste boek. Ek gaan maar vanaf vers 17 lees, dis eintlik wat ek graag wil dat ons ook raak sien wat hier staan. Openbaring 22 vanaf vers 17 tot 20. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat elkeen wat luister sê,
kom. En laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry, verniet. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boek geskryf is, aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad, waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Hy wat hierdie dinge getuig, sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Ek sal die voorgaande gebed. Here in die hemel, die roep wil ons vanaand ook in ons mond hê. Kom, Here, kom na u skepping op 'n manier soos wat u nog nooit voorheen in u skepping was nie. Here, wil u alles kom vervul wat u van die begin gegee het, waar u self na u skepping gekom het om woning te maak by u mense. Weet ons, Here, u gaan dit vir ons gee op 'n veel groter manier nog, as wat ons enigstens selfs vandag ken. Wanneer hemel en aarde heeltemal een sal wees, waar daar geen tempel meer sal wees nie, maar waar u self die tempel is, en die lam. Here, gee dit ons u mag ken, soos wat u is in al u heerlikheid. Ook in hierdie aand, lei ons aan die hand, Here, gaan met ons om soos kinders, mense wat u aangeneem het, vir wie u is. Hoor ons in Jesus se naam. Amen. Goed, mense, soos altyd, ek sal 'n bietjie die struktuur volg van die werksblaai wat ek gestuur het. Ek hoop almal het dit gekry. Maar weer een, soos in die verlede, as jy enigstens my wil stop, as ek te vinnig hardloop as 'n trein, stop my asseblief net daar. As jy 'n opmerking wil maak, jy's welkom. As jy 'n vraag wil vra, jy's altyd welkom. Die bedoeling is nie dat dit 'n monoloog is nie, hoe meer dialoog, altyd hoe beter. Dis die bedoeling, dat ons saam mag groei in die kennis van die heerlikheid van God self. Goed, ek sal graag daardie boonste aanhaling net weer vir u wil lees, van 'n, ja, mens moet altyd oppas wat jy sê, mens sê bekende teoloog, bekende Ou Testamentikus, dit hang maar vir wie hy bekend is. So u sal waarskynlik nie die naam Samuel Terien ken nie, maar hy is wel 'n wêreldwyd wel 'n heel bekende Ou Testamentikus gewees eintlik. Hy's nou al met emeritaat. Hy skryf hierdie aangrypende, vir my aanhaling, oor hoe God geken word wanneer hy aanbid word. En hy sê, it may be said that in Israel there would not have been a knowledge of God without the service of God. Daar sal nie kennis wees van God sonder 'n erediens nie. En daarom is dit een van die kenmerke van Israel, dat hulle die erediens gehad het. Jy sal onthou in Romeine 9, as Paulus praat oor die voordele van die Jode, wat uiteindelik vir Jesus verwerp het, was 'n paar dinge, en hy noem dan in die begin van Romeine 9 'n paar dinge. Dominee, kan jy miskien een van hulle noem, want ek dink jy sal weet. Ek sit nou, ekskuus jy net. Hy noem 'n klomp voordele wat Israel gehad het. En Die verbonde. hulle het die verbonde gehad. Maar daarbey noem ek ook een van die ander belangrikste voordele. Hulle het die erediens gehad. Die kultus. Jy moet nie skrik vir die woord kultus nie. 'n Kultus is nie 'n kult nie, 'n kult nie. 'n Kultus beteken doodgewoon die erediens soos wat dit
plaasvind met allerhande rituele en visuele voorstellings van God. Van dit wat relevant is vir die geloof, soos wat daar in die tabernakel was. Dit was 'n kultus, dit is 'n ontmoetingsplek met God. Dit het aan Israel behoort. Hulle het die tabernakel gehad. Hulle het geweet dat daardie tabernakel 'n voorstelling was van die hele skepping uiteindelik. Israel het dit gehad. Hulle het geweet, hierdie God ontmoet ons in sy skepping. En nogtans was hulle hardhard, soos wat Johannes ook van praat, hy het na sy eie eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Wie is daai eie mense van wie hy daar praat? Dis Israel. Dis Israel. Maar elkeen wat hom aangeneem het, elkeen wat met ander woorde hierdie Christus omhels as die woord van God, wat hom omhels in geloof, soos wat ons geloofsbelijdenis ook sê. Aan hulle het God die mag, die reg gegee om kind van God genoem te word. Heel aangrypend. Goed, Israel kon God leer ken, want waar het hom leer ken? Wel daar in die tabernakel, daar in die tempel, daar waar God elke keer hulle weer kom ontmoet het. Trouwens, die hele geskiedenis van Israel is 'n geskiedenis van ontmoetings met God. En mense, dit is waaroor die Bybel gaan. En ek hoop, dit is die hoofdoelstelling wat ek vanaand het. Ek hoop ek kan vanaand alles het op 'n baie begin manier nog net vir u aantoon, dat die hooftema, as daar so iets bestaan, van die Bybel, is dit dat God kom na sy skepping, hy kom woon in en by sy skepping. Hy kom gee homself vir sy skepping. Kom ons vat net gou vinnig Israel se geskiedenis. Kom ons gaan net na Genesis 1 tot 11. Kan u vir my voorbeelde noem uit die geskiedenis van Israel, of verteenwoordigers van Israel, waar God gekom het? Moses. Bietjie, waar? Dit kan jy begin, hè? In Exodus 3. Waar ontmoet God hom? In die brandende bos, in die woestyn, daar waar hy later die volk heen sou lei. Daar ontmoet God vir Moses. En hoe weet ons God is daar teenwoordig? Wat sê God vir Moses? As Moses naderkom, as hy hierdie vreemde verskynsel sien van 'n bos wat brand. Hoekom? En wat beteken dit as dit heilige grond is? God is hier teenwoordig. God het na sy skepping gekom. Take note. Dis wat God wil sê. OK, dis 'n pragtige voorbeeld. Kom aan, daar's nog baie. Samuel. Vertel 'n bietjie. Samuel was nie dit is die Here se stem gehoor. Ja, hy's nog 'n jong mannetjie gewees. Hy was nog nie eens aangestel as regter nie. Sy jong seun, dan kom God na hom toe. Dink aan Jakob, as hy waar is? Ja, wat beteken Bethel? Huis van God. Hy het dit nie geweet nie. Hy het net daar in die bos, in die woestyn het hy gaan lê en slaap. En dan kry hy hierdie visioen. En wat was die visioen gewees? Jy kan onthou? Hemel en aarde is aan mekaar verbind en die engele beweeg op en af. Soos God het al met sy oupa gepraat. Abraham. Ja, natuurlik, want niemand van julle het dit genoem nog nie. Nou noem jy dit nou. Inderdaad, God kom na Abraham toe. Hy gaan haal hom op 'n heel vreemde plek. En dan neem hy hom na die beloofde land. En ons het dit ook al hier genoem en bespreek. Wat is die eerste ding wat Abraham doen wanneer hy die beloofde land inkom? Hy bou 'n altaar. Hoekom? Waarvan was die altaar 'n teken? God is hier teenwoordig. Dis die eerste ding wat Noag gedoen het. Presies. Ons gaan nog daarby kom in die volgende paar weke. Dis presies dieselfde ding wat gebeur wanneer God die ou aarde
tot niet maak, deur die water weer oor alles te laat kom, en God laat die water, hy bring weer skeiding tussen die water en droë grond, die eerste ding wat Noag doen, as hy weer op die droë grond kom, kry hy van God die belofte, God is hier teenwoordig, en hy bou 'n altaar. 'n Altaar was dus in die Ou Testament, en ek sê dit nou maar, kom ons sê maar, kortbroekerig en kort deur die bog, soos die Hollanders sal sê, so ek vat so 'n bietjie kort draai, maar as ons so kort deur die bog sê, kan ons sê dat 'n altaar was eintlik 'n klein heiligdom. Dit is 'n afgeskaalde, Verwyde plek. ja, dis 'n heilige plek. En daarom was by Israel was daar op die hoogtes en oral het hulle altare gebou. Soms verkeerdelik, soms tereg, soms ontereg. Maar laat ek gou terugspring na Jakob toe. Jakob kry dus die visioen van hierdie engele wat hom laat verstaan, maar hemel en aarde is met mekaar verbind. God is nie ergens weg nie. God is by sy skepping, en as hy wakker word, dan noem hy die plek Bet-El, want dit beteken, ek het dit nie geweet nie, maar hierdie plek is 'n huis van God. God woon hier. Bet-El, huis van God. Jakob het nog 'n slag met die Here, Ja, ontmoeting gehad. Ja. Met die engel was minder aangenaam geweest, né? Ja. geslaan. Ja, toe hy op die heup geslaan is, by die Jabbok rivier, Was ook goed onthou. my kerkesasie lê nou ver agter my geweet. Ja, daar ontmoet God hom weer, wanneer hy inderdaad teruggaan na sy erfdeel toe, dan ontmoet hy in die eerste plek vir God. Ekskuus, mag ek? Jy sê miskien vir my 'n bietjie water kan kry. Jammer man, dat ek jou altyd moet vra. So mense die, jy kan aangaan, ek weet jy sit met die koppe nou, in die koppe met honderde voorbeelde. Die hele geskiedenis van Israel is 'n geskiedenis van God wat na sy skepping toe kom, God wat na sy volk toe kom, God wat laat sien, ek is teenwoordig. En daarom tereg sing ons baie keer aan die begin van ons erediens 'n heel bekende gesang. God is hier teenwoordig. En dan? As dit binne nader. Dankie. Laat ons bidend nader, hier waar ons vir hom vergader. Daai bidend nader beteken, hier kan ons God weer leer ken, want God word geken daar waar hy aanbid word. En daarom mense begin Genesis met die beskrywing van 'n kultus, van 'n heiligdom, waarbinne God die mens wil kom ontmoet. Dankie baie. En binne daai heiligdom kan die mens God leer ken. Want hy kom na sy eie toe. Hy kom na sy skepping toe. Dis waarmee Genesis 1 vers 1 begin. God het in die begin hemel en aarde gemaak. Dis syne, dis sy eiendom. Sal hy dan nie daar wees nie? Dis waaroor die Bybel gaan. Goed mense, as ek verder mag gaan met die Engels, ek hoop my Afrikaanse vertaling daarvan in baie woorde is nie te sleg nie. Ek wil net iets hier byvoeg. Dis opvallend Psalm 22 wat begin, my God, waarom het my verlaat? Dan die volgende verse, ek sal met die Engels vertaal. The Lord dwells in the praises of his people. Dis een van die mooiste, vir my een van die mooiste teksverse. God woon op die lofsange van Israel. Of hy troon in die ou Afrikaans vertaling sê God troon op die lofsange van Israel. En dit is daar, God is teenwoordig daar waar hy aanbid word en daar word hy geleer ken. Mense, dan dink ons nog, ons kan eredienste verbygaan. Ons dink ons hoef nie by mekaar te kom vir aanbidding nie. Mense, dis jou belangrikste aktiwiteit as mens is om God te aanbid, want daar leer jy hom ken.
Hoe kan jy sê, maar die radio is my kerk? Of ek kyk na kanaal, nie my vrou nie, want ek kyk dit nooit nie, kanaal so en so op, watter televisie? Stasie dan? Kerkdiens gemis. Jy kan nie 'n TV verruil, of 'n radio vir 'n erediens ontmoeting met God nie. En daarom, kom kerk toe terwyl jy jonk is, want as jy oud is en jy kan nie meer daar kom nie, dan gaan jy dieselfde psalm sing en bid wat Dawid sê, as jy psalm 42 sing en bid, soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot, en verlang hy om rondom God se altare in sy tempel te wees, want hy sê, ek onthou hoe ek hier voorgegaan het. Dankie, hier is die antwoord. Ongelukkig Vader, die water nie in by. Excuse, my keel is ewe skielik net so droog, maar dankie Corrie, dit gaan help. Goed, goeie teologie, hy sê, theology was bred in celebration. Israel se hele teologie, Israel se hele verstaan van wie God is, Israel se hele lewe met God, het vorm gekry in haar erediens. En letterlik van die begin was Israel nooit sonder 'n erediens nie. Wanneer God sy volk bymekaar roep, dan kom gee hy vir haar 'n erediens. Dis veral wat natuurlik gebeur in Eksodus 20. Vanaf vers 19 dan lees ons, hoofstuk 19 in Eksodus lees ons ook wat God sy volk gemaak het. Hulle is 'n koninklike priesterdom. Hulle kom nou in God se tabernakel en daar is hulle konings en priesters. Hulle kom vier die erediens. Maar van die begin was dit so. Die aarde is 'n plek waar God teenwoordig is. En mense, wanneer Israel uitsien na die Messias, waarna sien hulle uit? Wat verwag hulle? Wat het Israel verwag? 'n Aardse koning. Vrede. Ja, daar was verkeer, daar was natuurlik in daardie tyd baie goeie, maar ook slegte. Dink maar aan die twee wat gebid het in Lukas 2, Simeon en Anna. Hulle het 'n goeie verwagting gehad. Hulle het werklik 'n goeie messiaanse verwagting gehad. Daar was ook verkeerdes wat inderdaad nie 'n goeie verwagting gehad het nie. Dis 'n hele mengsel bymekaar in die tyd wanneer die woord vlees word. Maar wat was, kom ons sê, die Bybelse, Ou Testamentiese verwagting wat geskep was? En by God is. Ja, en hoe gaan dit gebeur? Vryheid. Dit gaan vryheid wees, maar verwag hulle iets? Nog voor dit, hulle verwag dat God gaan kom. Hulle verwag God, want dis sy belofte. Vir die Messias, Ja, maar die Messias is God. maar dis dan die einde dan. Dan, wel, dit was toen nog heel onduidelik geweest, maar wat heel duidelik wel is God kom. Kyk byvoorbeeld, dit is die hele taak geweest, die funksie van Johannes die Doper. Sy werk word beskryf in die woorde van Maleagi. En wat sê Maleagi? Maak Voor baie gelyk. waarvoor? Sodat ons lekker kan jakker, sodat ons sodat Nee, jou hart moet reg gemaak word. waarvoor? Vir Vir die koms van God. Want God is op pad. Want dis hoe God is. Hy kom na ons toe. Hulle het God verwag. En dis wat Johannes dan vir hulle sê. As julle God verwag, bekeer julle. Julle kan nie aanhou leef soos wat julle leef nie. Julle moet 'n nuwe lewe lewe. Want God kom. En dit is wat Johannes dan vir ons vertel. Net Johannes, die woord het vlees geword en onder ons kom woon.
Die woord wat in die begin by God was, en wat self God was. Wat vertel Matteus vir ons in die eerste paar hoofstukke? Sy naam byvoorbeeld, wat gaan hy genoem word? Wat gaan hierdie kind wat gebore word van Maria? Hy gaan Immanuel wees. Wat wil sê, God is nou by ons. En as Jesus sy prediking begin, wat is sy boodskap? Matteus 5, ekskuus, Matteus 4 al. Lees dit in Matteus 4 al. Die koninkryk, God se troon is hier. Die koninkryk het naby gekom. God is hier. Niks minder as dit nie, mense. Markus op 'n pragt, ek wil amper sê op 'n nog mooier manier, stel dit voor. Lukas dieselfde. Markus se hele boodskap wat wys hoe dat die demone, Markus byvoorbeeld het 'n geweldige sterk klem wat hy plaas op die oorwinning oor die demone. Hoekom is daar ewe skielik hierdie geweldige oorwinning oor die duistere magte in Markus? Doen jy nou? Want die koninkryk het gekom en hulle weet wie hy is. Presies, en hulle, die demone sê, seun van God. Terwyl daar nog nie Israeliete wat sê anders as Johannes die Doper, seun van God nie, sê die demone dit al. En die magte van die duisternis word verdryf. Sien nie, want God bring 'n nuwe skepping tot stand, maar dis God wat na sy skepping toe kom. Dis die hele evangelie. Dis waaroor dit gaan. Maar mense, hoekom praat ek oor dit alles? Ons moet dit verstaan, ook in die lig van wat gebeur in Genesis 1. Reg in die begin, wanneer God skep, dan kom gee hy die lig. En hy verdryf die duisternis. En daardie lig, wat se lig is dit? Dis God self. As ek Johannes gaan glo, en ek glo hom, dan sê hy, maar daardie lig was God self. God is lig. En die lewe vir sy skepping was in hom wat die lig is. So wat gebeur wanneer God in Genesis 1 vir ons kom sê, dat God het gesê, laat daar lig wees, dan beteken dit, God kom verklaar sy teenwoordigheid. Hy kom en hy spreek dit uit. Amper, die van die wat ouers is en al kindertjies gehad het, sal weet baie keer, as 'n kind in 'n vertrek instap, dan sê hulle, hier is ek. Né? Kyk nou. Nou moet pa en ma iets doen. Hier is ek. Nou op 'n baie meer eerbiedwaardige manier. Kom sê God, hier is ek. Ek is hier teenwoordig. Hierdie skepping leef nie, is nie autonoom nie, leef nie op sy eie nie. Ek hou dit in stand. Ek bring dit tot stand en ek hou dit in stand. Dis wat God kom sê. Ek is daar. Want God kom gee 'n veilige plek vir die mens om in te woon. 'n Plek wat nie altyd eers so veilig gelyk het nie. Is almal nog saam? Of iemand 'n vraag of 'n opmerking? Ek sien so hier en daar gaan rek die oë. Ek hoop nie dit klink te vreemd vir u nie. Ek wil nie vroeg uitloop nie, maar ek wil graag wonder, kom ons net op by vers 4. Ek hoop so. As die tyd ons gaan toelaat, ons is nog 30 minute. Dis Eugene, ons gaan ry na baie van die dag. Skoon. Dis reg. Ek miskien weer Johannes 1 vers 10 lees. Asseblief. Dit is nou eintlik 'n direkte verbinding aan die skepping. Ja. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. Hulle met die skepping. En tog het die mense hom in die wêreld hom nie erken nie. Ja, dit sien ons onmiddellik al in Genesis 3. Sjoe, as dan mense was wat moes weet, God is hier teenwoordig. Dan was dit Adam en Eva.
tog erken hulle hom nie. Dis die mens se streek van die begin af, wat hartseer is, wat ongelooflik hartseer is. En tog het God nie opgehou om homself te verbind aan die wêreld nie. Dis juist die verhaal van die Bybel, is dat God nie met sy skepping en met die mens opgegee het. Goed, mense, as ons, ek sê dat die laaste woorde net van Terry, so 'n bietjie meer teologies geformuleer, met die Latyn daartussen, en dit is niks indrukwekkend nie, maar hy stel dit net vir my op so mooi. Hy sê, theologia could not be separated from theolatreia. Latreia beteken die diens aan God. So, jy kan nie teologie, kennis van God hê, sonder theolatreia, sonder die diens aan God nie. Jy kan nie kennis van God hê sonder 'n erediens nie. En dit is wat God nou vir ons kom wys, deur die manier waarop hy skep. Want dit is 'n heel unieke beskrywing, mense. Hierdie beskrywing van Genesis kry jy nêrens so in die ou nabye ooste nie. Daar's ooreenkomste, maar die mees opvallende van Genesis binne die konteks van die ou nabye is die verskille. Daar's baie ooreenkomste, daar's groot verskille. En juis in daardie verskille leer ons wie God werklik is. So mense, net weer om te herhaal, net om weer alles by mekaar op te tel, daar's daar talle vrae wat ons probeer beantwoord, vrae wat in ons harte leef, wanneer ons Genesis 1 tot 11 begin lees. Maar ons vraag is heel waarskynlik nie die vraag waarmee Israel in hulle tyd geworstel het, vir wie God sy woord kom gee het nie. Die tydgenote van die skrywer van Genesis het nie geworstel met die vraag van ateïsme nie. In die ou nabye ooste was daar eintlik nie ateïste nie. Daar was glad nie in daardie tyd 'n tekort aan gode binne die konteks van die ou nabye ooste nie. Teendeel, jy het 'n hele pantheon van gode gehad. Elke volk, die Egiptenare, dink maar aan die Egiptenare met hulle mooi piramides. Hulle het 'n magdom van gode gehad. Ons 'n bietjie op 'n ligter noot, vir die van u wat katliefhebbers is. Jy weet, 'n kat is 'n baie, nogal 'n hoogmoedige dier, né? En jy weet hoekom dit so is. Hoekom katte so is. Dis omdat op 'n stadium die Egiptenaars katte aanbid het en die katte het dit nooit vergeet. Maak sin, né? As jy 'n kat in die huis het, dan weet jy presies waarvan ek praat. 'n Kat is koning daar waar hulle is. As jy wil weet waar is die beste stoel in 'n sitkamer. Ja. Dit weet ouderlinge baie goed. Ja, daar waar die kat lê. Dis die beste stoel. Dit is nou maar net, dis 'n gegewe. Hulle het hierdie goddelikheid aan hulle. Goed, daar was dus geen tekort aan gode in daai wêreld waarin Israel geleef het, tussen die Babiloniërs en die Assiriërs en die Egiptenaars nie. Daar was baie gode gewees. Om die waarde sê soos wat ek dit hier probeer formuleer, daar was eintlik 'n ooraanbod van gode. Dat was eintlik te veel. Die vraag was wel, wie is die topgod? Wie is die God wat regeer? En daardie vraag wil die Bybel beantwoord, wil Genesis beantwoord. Wie is die God van hemel en aarde? Die Bybel, die Ou Testament, is vol van God wat praat van hy is groter as die gode. Die Bybel sê daar is nie ander gode nie. Wat baie. Dink maar op in die Nuwe Testament selfs, né? In die tyd van Paulus, as hy daar in Athene kom, kry 'n magdom daar van altare vir elke god wat jy aan kan dink, oor aanbod. En dan sal ons sommer die altaar vir die onbekende God oor. Want sê nou maar ons het dalk enetjie vergeet. Nee, so kom ons bou sommer die altaar vir die onbekende God oor. Dan kan elke God voel, hy kan maar hier wees. 'n Ooraanbod, mense. Maar wie is werklik God? En daardie vraag wou die Here vir Israel kom beantwoord.
Ek is die God wat by julle woon, wat met julle 'n verbond kom sluit, wat julle en julle nageslag my volk maak, vir wie ek uiteindelik die Messias gaan wees, die een wat inwoning by julle kom maak, wat een met julle word, wat mens gaan word. Sien, dit is 'n ander God, daar is nie nog so 'n God in die wêreld nie, tot vandag toe nie. Daar is nog steeds 'n klomp ooraanbod van gode in die wêreld. Kan ek 'n bietjie afwyk, maar net iets sê oor die wonder van die begin van Johannes. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, ensovoorts. Nou, die Griek is logos woord. Nou, daaraan is ons term logika gekoppel. En as jy nou die geskiedenis bestudeer van die ou Grieks-Romeinse geskiedenis en filosofie, dat al die groot filosofe wat naam gemaak het, Sokrates en Plato en Aristoteles, hulle het almal gesoek na wat hulle genoem het die sleutel om die wêreld en die geskiedenis te verstaan. En elkeen het sy eie teorie gehad, wat hulle die logos genoem het. Met ander woorde, elkeen het sy eie definisie gehad van hoe kan jy die wêreld en die geskiedenis verstaan. En hulle is tot vandag toe verplig te lees tog as jy filosofie studeer. Nou kom Johannes, hy sê maar, luister, julle almal soek die logos, weet julle wat? Die logos het mens geword, en hy het onder julle gewoon, en ons is die eerlikheid aanskou. Hy is nie 'n teorie nie, hy is werklik. En daarom, wanneer Johannes ons skryf aan die einde van die eerste eeu, wanneer die gnostisisme opgekom het, wat gesê het, Jezus het nie werklik gekom het, maar hy is net die idee, soos die ou filosofe sou sê, dan sê Johannes, maar in sy brief, maar ons het hom gevoel. Hy was konkreet daar. Ja. En dit is die, wat ek amper wil noem, die genialiteit van die Bybel, of 'n genialiteit van die Bybel, waarin hy op 'n subtiele manier sê, die Bybel is die antwoord op die soeke van die mens om te verstaan. Ja. En daarom is dit ook belangrik. My volgende vraag, baie dankie daarvoor. Daarom my volgende vraag is net om 'n bietjie te hoor hoe u julle daaroor voel. My vraag is, wat is dus die vraag wat in u hart leef wanneer u Genesis 1 tot 11 begin lees? Waarop u dink Genesis vir ons 'n antwoord gaan gee. Wat is die vraag wat nou in u hart leef? Want die Bybel wil in sy tyd konkrete antwoorde gee ook. Hierdie boeke is nie geskryf as 'n vreemde teorie nie. Dit was lewenseg, dit het mense se lewens geraak. Dit het gelei tot 'n erediens, tot 'n aanbidding. So wat is die vraag? En dit is gewoon maar net om te hoor wat leef in julle harte. Jy het waarskynlik na die Bybelstudie toe gekom en gedink, nou gaan ek 'n antwoord kry op daai vraag, wat nog altyd in my hart is. Ek moet nog altyd geweet het. En dalk gaan Eugene Viljoen my help om by die antwoord uit te kom. Waarskynlik nie, hoor. Ek dink wat nogal vanaand leef tussen ons is die konsep van wie God is, né? Wat Christus het ook gesê dat hy in Christus persoonlik kom manifesteer, kom openbaar, né? Maar dat hy ook meer as dit is. Dis ook deel van die skepingsverhaal, né? Dat hy ook altyd groter is as die mens, as ons konsep, as ons beperktheid, né? En as mens praat van Genesis, dan sien jy die orde wat God bring, né? In die menslike lewe. Die oomblik as jy met God versoen is in Christus, is daar vrede. Is daar iets in jou lewe wat begin sin maak. Alles kom by mekaar in God, né? Dit is te groot vir ons om te kan neerskryf. Daar is 'n werklikheid. Daai aanbidding, daai verheerliking van God. Hoe meer ek dit doen, hoe meer
maak my lewe sin. Jesus sê in Johannes 7:17, julle hoef nie my te erken nie, vir die ouens wat hom nie erken nie. Hy sê, vergeet dit, gaan doen wat ek vir julle sê. Gaan leef net hierdie dinge wat ek julle leer, en julle sal sien, julle sal ervaar, dat wat ek sê, dat dit uit God is. Dis die ongelooflike gelooflike van die teenwoordigheid van God. Nee? Hoe meer ek hom eer, hoe meer ek hom lief het, hoe meer ek sy gebooie nakom, hoe meer word my lewe sinvol. Kry orde, kry perspektief. En is God nie ergens ver weg nie, né? Leef 'n mens nie meer met daai gevoel van, "Sjoe, maar hoe kan ek God nader kry nie?" Teendeel, jy word eintlik wakker met die besef, God is hier. God is by my. Ek hoop dit is ook julle se ervaring. Ek dank die Here dat ek dit so mag ervaar elke dag. En ek weet dit is genade, dit is niks meer as dit nie. Maar dis die wonder dat ek elke oomblik van my lewe weet ek, God is by my. God is hier teenwoordig. God is nie daar ergens ver weg nie. Teendeel, weet hy is hier by my. Soos wat ek het maar altyd vir myself probeer formuleer om te sê, God is nader aan my, as wat ek aan myself is. 46. Ja. Yes, ek vind nog steeds. Ja. En mense, ekskuus tog. Sorry. Ek het ook 'n vraag soos hoe pas evolusie in die skepping en dit is 'n vraag wat my regtig pla as wetenskaplike. Wat 'n wetenskap spesialiseer jy in? Microbiologie. Microbiologie. Dit is absoluut jou vraag. Kan ek 'n addendum byvoeg? Is skepping en evolusie nie verenigbaar nie? Want die mens kyk met sulke oogies. Ja, dis wat ek Maar God kyk na die big picture. Ek dink ook absoluut, as ek en gaan dit in sy algemeenheid hou, ek dink dat daar tussen werklike wetenskap, goeie wetenskap en die Bybel is daar geen konflik nie. Absoluut geen konflik nie. Maar as jy op 'n eng sin vra, wat het Genesis 1 en evolusie met mekaar te doen? Dan gaan ek in sy algemeenheid sê niks. Die onderskeid tussen evolusie en evolusioneer. Presies. Daar's groot verskil. So ek dink net baie keer gaan mense met verskriklike engheid en dan gaan kyk, waar kan ek nou die evolusie beantwoord uit Genesis 1 uit? Genesis 1 leer my oor God wat in sy skepping teenwoordig is en dat dit in sy hande is ensovoorts. Maar dit het geen teorie oor hoe God geskep het nie. Glad nie. Dit staan nie in Genesis nie. Trouwens ook nie in die res van die Bybel nie. Hier word beskrywe in Genesis 1 en dit is die gevolgtrekking waartoe gekom kan word aan die einde van Genesis 1 is, wow, God het 'n heiligdom geskep. Onthou, hier word 'n teologiese vraag beantwoord, nie 'n microbiologiese vraag nie. Dis 'n geloofsvraag wat hier beantwoord word. God is in sy skepping. Hy is by ons. Dis die vraag wat Genesis wil beantwoord, of die verkondiging wat hy vir ons wil gee. Sy gaan leef hiermee. Daarom, moenie bang wees vir die wetenskap nie. Daar gaan niks, ek het dit 'n vorige keer ook al gesê, maar daar gaan niks, as jy 'n geoloog is, jy gaan geen opgrawing doen, wat ergens gaan bewys dat die Bybel is verkeerd nie. Daar is net nie so iets nie. Miskien moet ons net wys op die formulering van die NGB artikel 2, waaruit ken ons God. Dan staan daar eerst uit die natuur, aanhoorde die wet, sê maar, die studieveld van die wetenskap, die paleontologie en al daardie goeders, as hulle dinosaurus, skelette daar opgraaf, dan sê dit openbaar. Daar staan eerstens uit die natuur, dan tweedens uit die skriftuur. So, ek dink ons sal nog seker daarby uitkom. Ons sal meer kere daaroor praat. Ja, meer keer daaroor praat, maar ek wil maar net dit sê, as jy wil werklik wetenskaplik daaroor redeneer,
kyk op YouTube na John Lennox. John Lennox, hy's professor in wiskunde aan die Universiteit van Cambridge, nie Oxford. Ja, en hy het die mooiste verklaring hiervoor, hoekom die wetenskap en die Bybel mekaar nie weerspreek nie, maar noodwendig aanvul. John Lennox. Ek hoop jy verstaan dit. Ek gaan nie vir jou uit Genesis 1 uit dus 'n meer uitgebreide antwoord kan gee nie, want my punt is juis, Genesis 1 wil nie daai vraag beantwoord nie. So moenie vir Genesis 1 'n vraag vra wat hy nie wil beantwoord nie. Is dit 'n kwessie van nie wil nie, of is het nie ten doel nie? Ja, het nie ten doel nie. Dit is nie die doel waarvoor dit geskryf is nie. Dis maar wat ek bedoel met Genesis wil nie dit beantwoord. Dit is nie sy doel nie, dis nie waarvoor hy wil kom wys dat God en sy skepping, dat God saam met sy skepping leef. God het nie soos wat die deïsme byvoorbeeld glo, dat God het die wêreld opgewend soos 'n wekkertjie, en nou loop die wekkertjie nou maar af. En God staan een kant en kyk. God is watching us from a distance. Net daai kindertjie, ja. God is watching us from a distance. Absoluut nie. God is hier teenwoordig. Dit is wat Genesis wil sê. En ek dink wat die res van die Bybel wil sê. God is hier teenwoordig. Daarom, gaan wees asseblief 'n microbioloog. Gaan word 'n argeoloog. Maar as jy 'n argeoloog is, en jy kon vertel vir my, dat jy 'n graf oopgegrawe het in Jerusalem, en dat jy afgekom het op die beenderre van Jesus, weet jy wat gaan ek dan wel vir jou sê? Let's check the facts. Ergens lieg iemand nou. Of die Bybel, of jy. Jy verstaan wat ek probeer sê. Daar is dus bepaalde grense wat wel gestel word, maar die Bybel gaan nie alle vrae oor dinosourusse en het hulle bestaan en hoeveel jare gelede presies dit is nie. Dit is nie die vraag wat hier beantwoord word nie. Ek hoop dit bevredig jou so klein bietjie, maar ek hoop ook dit is vir ons almal 'n aanmoediging om steeds meer onder die indruk te kom van hierdie erediens waarin God ons wil laat lewe, van sy skepping, van sy heiligdom. Goed. My mense is so klein bietjie misleidend in a sense, as jy sê, pas 6 dae of 7 dae, as jy kyk na die evolusie aspek daarvan. Ja, as jy, en dit gaan wel so wees, as 'n mens gaan sê, die dae soos wat dit hier beskrywe word, is wat ons vandag ken as 24 uur dae. Maar ek dink nie dit is wat Genesis sê nie. Dis byvoorbeeld opvallend, God het gesien dat die lig goed was. En ons weet nou al wat daardie lig is. Dit was nie die son nie, dis ook nie die maan se dowwer lig nie, want dit word eers gemaak op die 4de dag. God het die lig en die donker van mekaar geskei, en God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Daar is al dag en nag, en dit was aand en dit was oggend, dag 1. Nou, as God self die lig is hierdie dag wat hier beskryf word, ons gewone dag waarvan ons praat. Nee, absoluut nie. Dis nie wat hier ter sprake is nie. Hier is, noem dit, ek weet nie hoe, ek ken nie, en al die teoloë worstel daarmee, wat is die beste woord wat 'n mens kan gebruik om hierdie literatuursoort te beskryf? Maar hier is, kom ons sê, 'n tipe van wat ons in poësie sal ken, as 'n digterlike vryheid. Jy kan iets, jy kan 'n bekende verskynsel uit die daaglikse lewe neem, en jy kan hom in 'n gedig gaan sit, en hy kry daar 'n totaal ander betekenis. Soms noem hulle dit digterlike vryheid. Want dit is, en daarom is dit belangrik dat jy moet vra, die literatuur wat ek lees, watse literatuur is dit? So, ek dink die vraag wat jy vra is, of die opmerking is ontsettend belangrik, want
ek dink ons moet besef dat inderdaad hier nie gepraat word van dae soos wat ons dit ken as 24 uur dae nie. Dis duidelik dat hierdie vertelling wil 'n waarheid kom vertel oor die verhouding tussen God en sy skepping en veral tussen God en die mens, want die mens as die hoogtepunt van die skepping word op die 6de dag gemaak. Maar dit gaan oor hierdie verhouding om vooruit te hardloop wat ek later wou behandel het. Mense, as ons dink aan julle sal onthou, ek het in die begin gesê, ons moet onthou, die boeke van Moses vorm 'n eenheid. En wat is die belangrikste objek waarmee ons te doen kry, naas God, as ek hom nou objek sou noem? God is 'n subjek. Maar 'n objek waarmee ons te doen kry in die Pentateeg, in Moses se boeke. Waaroor gaan die boeke van Moses? Ja, maar waaroor gaan die wet? Nee. Heilige levenspatroon. Nee. Oor die skepping van die mens. Ja, lewenspatroon, maar waar? Dit diens aan God. En waar vind daai diens plaas? In die tempel. In die tabernakel. Mense, dit gaan hier oor 'n tabernakel. Die hele geskiedenis van Israel stuur af op die ontmoeting met God. Onthou julle nog hoe ek gesê het, Genesis beskrywe die skepping as tabernakel. Dit is noem dit 'n metafoor as jy wil. Gaan beskryf dit as 'n heiligdom. Waaroor gaan Exodus as die vervolg op die verhaal van Abraham wat begin het in Genesis? Dit gaan daaroor dat God nou die konkrete wette gee. Iemand het net gesê die Pentateeg gaan oor wette. Natuurlik gaan dit oor wette. Maar wette waaroor? Dit gaan oor wette oor in Exodus hoe om die tabernakel letterlik nou te gaan bou, sodat dit 'n replika kan wees van wat God in die skepping gegee het. Goed, so daarom dat Exodus dit so noukeurig sê, dat wanneer die tabernakel ook gebou word, dit nie kan gebeur voordat daar nie eers iets moes gebeur het nie. Dieselfde wat ons lees in Genesis 1 vers 2. Maar die Gees van God het oor die water gesweef. Die teenwoordigheid van God deur sy Gees is wesenlik vir die totstandkoming van hierdie skepping tabernakel. Nou, wanneer die tabernakel gebou word, kom die Gees weer. En hy maak vir Besaliel en Oholiab bekwaam. En gaan lees asseblief, daai wette wat ons dink so oninteressant is, gaan lees dit net vanuit hierdie perspektief en uit hierdie besef, dat God sê, hulle het elke dingetjie so fyn gedoen soos 'n vakman. En elke keer, as daar iets gebou word, sê byvoorbeeld, die kandelaar, dan begin daai perikoop elke keer met die woord, en God het vir Besaliel, Besaliel het, of hy het, en dan is daai hy, 'n verteenwoordiger van Besaliel en Oholiab, en die vakmanne wat hulle opgelei het. Met ander woorde, hier is 'n geesvervulde ding wat gebou word, die tempel. Soos wat die skepping 'n geesvervulde plek is. So, nou kom God in 'n tabernakel by die mense woon. En om te wys dat God dit ernstig bedoel, waarmee eindig Exodus? Ons het dit 'n vorige keer gedoen. Waarmee eindig die boek Exodus? Die inwyding van die tabernakel dan. En hoe gebeur dit? Julle mag maar daar gaan koekeloe. Ja, die wolk van die kabout, soos wat dit in Nederlands, in Hebreëus genoem word. Die wolkkolom, God se teenwoordigheid, kom vul die tabernakel. Wat sê God daarmee? Ek is hier. God kom kondig aan, ek is in julle midde.
Net soos wat dit in die begin van die skepping is, God kom bring 'n herskepping met sy volk. En daarom kom die Gees van God en die Gees laat die tempel of dan die tabernakel gebou word. En dan kom die boek Levitikus en ons is weer 'n magdom van wette. Maar waaroor gaan die wette? Want onthou nou, waarmee eindig Eksodus? God wat in die tabernakel ingetrek het. Waaroor gaan nou die wette van Levitikus? So leef jy saam met God in sy tempel, tabernakel, heiligdom. Dan kom al die wette van hoe, ek het dit die vorige keer ook al so genoem, hoe hemel op aarde bly. Dan kom al die wette. En dan is die eerste 7 hoofstukke die wette oor die offerandes, veral die belangrikste offer, die brandoffer, wat die sentrum daarvan vorm. Dis dit heel belangrik. Dis die offerandes, dan is daar die groot versoendag, Levitikus 16, om nou maar hoogtepunte te noem, Levitikus 25, waaroor gaan Levitikus 25 nou weer? Daai spesiale dag wat daar was, dit is Levitikus 16, die Yom Kippur, die groot versoendag, maar Levitikus 25 was daar 'n baie feestelike Sabbatsjaar gewees. Die jubeljaar. Wat gebeur op die jubeljaar? Ja, om vier hulle vir 'n jaar lank 'n Sabbat. Ja, dis jammer dat dit verby gegaan, man. Dit is heel belangrik. Want waarmee eindig God se skepping in Genesis 1? Op dag 7. Sabbat. En wat gebeur op die Sabbatdag? God kom trek in sy tempel in. Ons gaan dit later sien in die Psalms ook. Die Psalms sing daaroor, op hoe God op die Sabbatdag kom troon in sy tempel. En daarom, as God in sy tempel intrek, wat moet Israel op die Sabbatdag doen? Feesvier. Stop jou werk. Jy's nie 'n slaaf nie. Los jou werk. Kom vier my teenwoordigheid. Kom wees bly oor my teenwoordigheid. Maak 'n fees van. Nee? Dit is wat die hemeljaar wil sê. En al die wette daar rondom. As jy 'n slaaf het, stel hom vry. Hoekom? Want God wou nie dat 'n Israeliet 'n slaaf bly nie. Hy moes kan vry wees. Want dis hoe God ons gemaak het, in die wêreld 'n veilige plek gemaak. So die jubeljaar moes weer laat sien, dat wanneer God kom herskep, dan herstel hy die mens, in al sy verhoudings ook met mekaar. So as jy jouself moes verkoop, aan jou naaste, omdat jy hom iets geskuld het, en jy kon nie jou skuld betaal, en jy het toe deur jou arbeid vir hom gaan afbetaal, selfs dan, al het jy nog nie al jou skuld afgewerk nie, het hy die verantwoordelikheid om jou vry te laat. Want God het nie slawe as kinders nie. Dieselfde geld vir grond. Selfde met die grond, presies. Elke 7de jaar, so die Sabbatswette is wesenlik. So hierdie patroon van eerste, tweede, derde, vierde, 7de dag is om ons te kan laat sien dat daar binne God se heiligdom 'n bepaalde orde is. Doen jy net nou God daarvan gepraat, van die orde binne God se skepping. En daarom mense, wat was van die belangrikste werk wat die priesters in die tabernakel moes doen? Hulle het daar iets gedoen wat God die hele tyd doen wanneer hy skep. Lees byvoorbeeld die tweede gedeelte van vers 4. Wat doen God wanneer hy skep? Ja, maar hoe doen hy dit? Hy maak skei. En jy gaan dit lees by elke dag. Kyk hoe gaan skei hy op die tweede dag. Wat het hy daar geskei? Water en water. Lugwater. Lugwater en aardse water. Hy skei. Want hy is besig om sy heiligdom in te rig. Hy skei. Mense moet ons dis hier letterlik
voor ons oor nou sien van, nou skei God die water, dit gaan nou oor dat hierdie plek waar daar water van bo kom en water onder is, dit is God se woonplek. Dit is 'n beeld wat God hier vir ons gee. En so gaan die hele tyd die skepping voor as 'n skeidingsproses. Water en droë grond, dag en nag, son en maan. Die hele tyd skei God. Wat was die taak gewees van die priesters wanneer hulle die tempel bewaar het? Wat moes hulle gedoen het? Daar's allerhande wette wat hulle moes toegepas het. Wette wat skeidings maak. Noem gou vir my 'n paar wette. Regspreek. Hulle moes regspreek. En waardeur het hulle daar, wat 'n skeiding het hulle daar gebring? Tussen die waarheid en die leuen. Tussen reg en onreg. Wat 'n ander skeiding plaasvind ook. Heel belangrik. Rein en onrein. Daar's hy! Rein en onrein. Word hier daarop voor? Heilig en onheilig. Nog? Dood en lewe. Die hele tyd. Mense, jy mag nie in die tabernakel ingekom het of later in die tempel as jy naby 'n lijk was nie, of as jy 'n lijk geraak het nie. Want die skeiding is heel duidelik tussen lewe en dood. Hoekom? Want die God wat kom woon by jou in die tabernakel is die lewende God van Israel. God kom maak skeiding. So, want skeiding maak is in die konteks van die ou nabye ooste die maak van 'n heilige plek, 'n plek van aanbidding. En daarom is al hierdie wette van Exodus, van Levitikus, selfs van Deuteronomium, gaan eintlik, is al hierdie wette wat die skeidings reël. Daar's binne die tabernakel skeidings, noem gou 'n paar. Daar's die allerheiligste, en dan is daar die heilige, en dan is daar die voorhof. Daar's duidelike skeiding. Mag die heidene in die heilige ingekom het? Nee. God maak skeiding. Maar mag nie voorhof kom. Mag Israel die allerheiligste gaan deurtrap, sy drempel gaan deurtrap? Nee. Daar's iets wat 'n skeiding maak. Daar's 'n voorhangsel. God maak skeiding. Mense, dit is wat presies in die skepping beskryf word. As ons net kan sien dat God met die skepping besig is om sy volk te leer, mense, die hele skepping behoort aan my en is 'n heiligdom. Ek gaan dit los vir later wanneer ons Levitikus gaan bestudeer, maar julle gaan sien as ons Levitikus bestudeer, hoe die tabernakel letterlik die aarde voorstel. Met sy voorhof, sy heiligste en sy allerheiligste. Dis vir volgende keer. Die aarde is 'n heiligdom en Israel het, as hulle lees, God het geskei, het hulle onmiddellik geweet wat hier gebeur. Want dit het in hulle lewe gebeur, elke keer in die tabernakel en later in die tempel. Die lewe met God beteken dat daar skeiding gemaak word. Dit gebeur eintlik al onmiddellik na Genesis 11. Kom ons lees gou die begin van Genesis 12. Op mense skiet ons, kan ons nog so 10 minute aangaan? Sien die kans daarvoor. Ek het nie besef ons het nou al. Dit is nou al. Wat gebeur by Abraham? Wanneer God nou vir Abraham roep, skeiding. Wat is die eerste ding wat gebeur as God vir Abraham roep? Hy moet weg. Gaan weg. Hy maak skeiding. Dit is onmiddellik. En beteken dat God vir die res van die skepping, dis nie omgee nie, nee, wat gaan uiteindelik die funksie wees van Abraham? God gaan Abraham en sy nageslag nou gebruik om die lig na die nasies toe te bring. En so moes Israel 'n lig wees. Hoe kon Israel 'n lig
gewees het vir die nasies. Hoe was dit moontlik? Met daai klomp spulletjies bymekaar. Daai 12 stamme bymekaar. Lig. Dis amper soos ons gemeente. Dis nag. Dis 'n flikkerlig. Aan en af. Jy loop nog met fietsen gery wat so domino agter gehad is. Jy trap, dan brand die lig en jy moeg is dan vrek jou lig en dan trap jy weer. Nou, so is ons dikwels, né? Die liggie brand en dan vrek en dan brand en dan vrek. Hoe kon Israel 'n lig vir die nasies wees? Waar was die lig? As hulle aan hom gehoorsaam was en geleef het, soos hy wou, dan was hulle lig, maar dit dikwels, toe hulle byvoorbeeld die beloofde land ingeval het, was die volkere vir hulle bang, want hulle sien God vir hulle veg. En eintlik was God se bedoeling heel tyd dat die ander nasies dit moet sien en eintlik verlang om by hierdie God te wees. Soos Rachel. Ja, soos Rachel byvoorbeeld en soos Rut. Presies. Maar hulle, soos ons ook, gefaal. En dis hoekom hy uiteindelik sy seun moes gee. Ja. En daarom wanneer die seun van God kom hy eintlik om te vervul wat Israel nie kon doen nie. Waarin Israel klaaglik misluk het. Maar waarin het hulle lig gelê? Die lig was in die tempel. Daar het die lamp onuitblusbaar gebrand, dag en nag. Want God het die lewe in hom. En die lewe wat in hom is die lig vir die wêreld. Daarom het hy vyande op 'n stadium die tabernakel weggevoer, die verbondsark weggevoer, want nou hulle die krag saam. Presies. Dat dink hulle kan God manipuleer, en dit kan nie. So, Israel kon op net een manier 'n lig wees vir die nasies. En dit is om Levitikus se wette na te kom, om seker te maak dat God in hulle midde bly. Dis die enigste manier. Hoe kan ons kerk wees? Net een manier. Mense, jy kan die katekismes 20 keer per jaar deurpreek, en jy kan daarna reeks preke maak van die Nederlandse geloofsbelijdenis, en daarna kan jy nog sommer die Dorpse leerders ook preek. En dit gaan vir jou nie 'n kerk maak nie. Wat maak van die kerk 'n kerk? God se lig daar is. Dat God ook As God daar teenwoordig is. Dit word op 'n heel mooi manier in ons eie geloofsbelijdenis gesê. En dit is, die ware kerk is daar waar die evangelie verkondig word. Nee, dis nie wat daar staan nie. Wat staan daar? Artikel 27 van die NGV. Daar waar die evangelie suiwer verkondig. Daar waar die lig van die evangelie uitskyn. Moenie sê ons het 'n preekstoel. Dis ons is 'n ware kerk nie. En vraag jy, ons het elke sondige dominee op die kansel. So ons is 'n ware kerk. Nonsens. Wat vertel die kerk vir ons? Skyn God se lig daarvan af. Mense, wat is die simbool van die dopperkerke? Ons het amptelike simbool. Wat is die beeld? Die poorte van die hel sal dit nie oorleef. En wat is dan, wat sien ons dan daar? Wat is die Kerktoren. 'n kerk? 'n Kerk gebou, 'n stad, 'n kerkstad wat op die berg gebou is. Waar kom daai beeld vandaan? Uit Matteus 5. Uit Matteus 5 uit. Wanneer die Here Jesus vir sy volgelinge rondom hom sê, julle is 'n stad op die berg. Hoe kan hulle 'n stad op die berg wees? Let wel, hy sê nie, gaan word 'n stad op die berg nie, want dis baie dominees dit baie keer uitleef. Ons het vir onsself uitleef. Dis 'n las oor mense, hoe kan ons nou 'n liggaam wees? En hoe kan ons hierdie lig in die brand hou? En dan begin ons allerlei aktiwiteite uit te dink. Hoe, as Jesus sê vir die mense wat rondom hom sit, want hy wil net letterlik, hy het die berg opgegaan. Dit is interessant, né, dat Jesus 'n berg opgaan. Want oral waar ontmoetings met God plaasvind, is 'n berg. En hier kom die bergrede. En hulle wat voor hom kom sit,
wat na hom luister, sê hy, julle is 'n stad op die berg. Hoe word die kerk 'n stad op die berg? Wanneer is dit? Hoe is dit, wanneer Christus daar is? Daar waar die lig van Christus oor ons skyn. Daar waar geluister word na Christus. Daar is die kerk. Dis nie iets wat jy moet gaan doen nie, mens. Los haal daai laste van jou skouers af. God sê nie vir jou, gaan wees 'n lig nie. Ek weet daar's 'n baie mooi ou haleluja liedjie, maar hy's in Engels ook, hy's in Afrikaans vertaal, hy's in Engels oorspronklik geskryf. Jy skyn jou liggie in jou klein hoekie en ek in myne. En ek in myne. Weet jy mense, 'n mens kan daaroor lag, maar ek het groot geword met daai lied. Weet julle wat 'n las het dit op my geplaas? Want ek het dit ernstig opgeneem. Op een of ander manier het die Here my van baie kleins af vreeslik ernstig gemaak oor my geloof. En as die Here vir my roep om 'n liggie te wees, vraag ek hoe gaan ek dit wees? Want ek voel dit nie ek wees dit nie. Tot ek Jesus leer ken het. En ek besef het maar, hy is die lig. Al wat ek moet doen is om by hom te wees. En daarom sê Jesus vir hulle wat nou na hom kom luister, net soos wat die lig by Israel was, as hulle gehoorsaam was aan die wette wat God in die tabernakel sou hou. Dat hulle die offers bring soos wat hulle moet. Dat hulle onderskeid maak tussen rein en onrein. As hulle die besnydenis aanhou, toepas, want ook daar, soos wat Paulus dit interpreteer in Kolossense, is dit 'n stuk onreinheid wat weggeneem word. Skeiding tussen rein en onrein, heilig en onheilig, wat aan God behoort en wat nie aan God behoort nie. En dan sê Jesus, julle is 'n stad op die berg, en dan sê hy, laat julle lig so voor die mense skyn, dat wat gebeur? Dat hulle sien hoe wonderlik julle is. Dat julle goeie werke kan sien. En julle kan loof. En God in die hemel kan verheerlik. Met ander woorde, sodat mense kan sien dat die lig wat daar in jou is 'n weerkaatsing van die heerlikheid van God. Dis wat Jesus sê. Gaan leef nou so, dat julle goeie werke gesien word, en dan kom die hele bergpredik, dis letterlik aan die begin van die bergrede, né? En dan kom die res, om te laat sien, hoe leef jy in hierdie koninkryk van God, daar waarna Jesus geluister word. Ek het nou die dag, en ek het dit net aangestuur, 'n T-shirt gesien, More Jesus, Less Religion. Ja, pragtig, né? Goed. Mense, ek gaan hiermee afsluit. En miskien moet ons maar volgende week aangaan met die aantekeninge soos wat ek het hierdie van, ek het nou nie by alles uitgekom, dit is jammer. Ek wil net hiermee afsluit, want dit maak vir die klink op 'n bietjie van 'n negatiewe noot, ek hoop nie jy ervaar dit as negatief nie. Dis net iets om van bewus te wees. Ek dink nie, want ek het, tot kom sê 10 jaar gelede, het ek nie die Bybel gelees, vanuit die fokus op God se teenwoordigheid in sy skepping en by sy mense, dat dit is waaroor die Bybel gaan. Daar was 'n ander narratief wat my lees van die Bybel beheer het. En dit was oorgereformeerd. Want ek het my gereformeerdheid altyd nog ernstig opgeneem, met al my gebreke. Hoe het ek die Bybel gelees? Deur die lens, deur die bril van Heidelberg se Katekismus, Sondag 1, vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos, waarvan die eerste vraag nou gepraat het, dat ek 'n lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus, my getroue verlosser behoort, en dat hy my versorg op so 'n manier, ensovoorts, ensovoorts. Wat moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. En hieroor gaan die Bybel. Dit is hoe groot my ellende is. 2,
ding is, hoe ek daarvan verlos kan. Die derde is nou nog die moeilikste. Hoe gaan ek nou God dankbaar wees? Al daai goed dui op Christus, so dit is nie so ver as op. Nee, daarom, ek wil nie die katekismes weggooi nie. Maar as dit die lens is, waardeur jy die Bybel van Genesis 1 af lees, wat sit in jou agterkop die hele tyd? Dit gaan hier oor sonde. So eintlik begin ons Bybels waar? En dit is Genesis 3. Gaan ons by Genesis 3. Dan vergeet ons wat gebeur in Genesis 1 en 2. Genesis 2 wat so pragtig is met die paradys, met God wat daar teenwoordig is, by die mens, in die paradys. So die hele boodskap, naamlik dat my groot probleem is nie my sonde nie, mense. Die groot probleem is nie, wat ek moet weet, hoe groot my sonde is nie. Jy kan nog so 'n groot sondebewussyn hê, en dit gaan jou zero help. Wat moet jy weet om salig te kan lewe? Wat wil Genesis 1 vir ons sê? Dat God teenwoordig is. God is teenwoordig. God wil by my wees. Dis wat jy moet weet, om salig te kan lewe en sterwe. Want dis wat die Bybel vir my wil sê. En gaan lees nou maar die Ou Testament daaroor. So elke keer gaan dit oor God wat na hulle toe kom. So terloops, lees jy ooit eers dat God vir Abraham sê, hoe hy van sy ellende verlos kan word? Ja? Het jy ooit eers gelees hoe Abraham onder die terpentynbome van Mamre sit en sit en wonder met 'n Madelief in sy hart, ek is uitverkies, ek is nie uitverkies nie, ek is uitverkies, ek is nie uitverkies nie, ek is verkies, ek is nie uitverkies nie. Is dit wat Abraham doen? Hy bou, waar hy kom, bou hy 'n altaar in die beloofde land, en hy sê, God is hier teenwoordig, en hy leer sy nageslag om dit te doen. Waar Israel ook gaan, natuurlik is hulle bewus van hulle sonde, want God maak 'n onderskeid tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig, tussen wat goed is en wat sleg is, tussen regverdig en onregverdig. Dis alles deel van die lewe van Israel. Maar jy kan hoe bewus wees van al daai dinge, as God nie teenwoordig is nie, mis ons die bus. En dis waaroor die Bybel gaan. Ander woorde, leef uit dankbaarheid. Presies. Want kom, ons katekismes is pragtig in dit wat hy wel sê. Want, hoe kan ek God vir sy saligheid dankbaar wees? By watter katekisme Sondag kom ons dan? Kom aan julle wat die katekisme, deur julle katekisasie is. Dis katekisasie 201. Daarom nie 101 nie, katekisasie 201. Waar begin die gedeelte wat handel oor hoe ek God dankbaar kan wees? Sondag 32. Sondag 32 sê dan vir ons, hoekom moet ons, of hoekom sal ons goeie werke doen? Hoekom? Wat is die antwoord? Dankbaar. Vragtig, julle is te gereformeerd, want dit is verkeerd. Antwoord op God se teenwoordigheid. Nee, ook nie. Wie is die subjek in die antwoord by Sondag 32? Nie jy nie. Waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kan, alleen uit genade deur Christus, uit ons ellende verlos is. Hoekom moet ons goeie werke doen? Hoekom? Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy gees
tot sy ewebeeld vernuwe. Dis hoekom jy goeie werke sal doen, as jy aan hom behoort. Hier staan niks van wat jy nou uit dankbaarheid moet gaan doen nie. Hier staan, word nou bewus van die Gees van God in jou, wat by jou kom woning maak het. En hy vernuwe jou. En daai vernuwing word nog oor gepraat in Sondag 33. Die opstanding van die nuwe mens en die afsterwe van die ou mens. Dis gereformeer. Nie hierdie teologie van, maar nou moet ek God uit dankbaarheid gaan dien nie. Ja, die lewe van 'n Christen sal gekenmerk word deur dankbaarheid. Maar moet asseblief niks uit dankbaarheid doen nie. Wat jy ook al doen, doen dit uit die Gees. Maar en as jy dit deur die Gees doen, sal jou lewe 'n lewe van dankbaarheid wees. Want die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, dankbaarheid, noem dit op. Dis die vrug van die Gees. Natuurlik moet jy lief hê. En hoe gaan jy lief hê? Want Christus kom vernuwe jou deur sy Gees. So lees net asseblief die katekismus deur die bril van die Bybel. Dan gaan ons die katekismus nog baie meer lief hê en baie beter verstaan. En mense, ek kan nie anders as om net met die Bybel self af te sluit nie. Kan ons net vir 'n paar verse lees weer uit Openbaring 22, dan sal ek julle los. Net om te wys, te illustreer, dat dit waarmee Genesis 1 begin, deurdat God sê, ek kom gee myself vir my skepping, want dis wat God doen. God kom offer homself vir sy skepping. Wat is dus die gebed van die kerk, waarmee die boek eindig? Vers 17, Openbaring 22 vers 17. Wie wil dit vir ons lees asseblief? Iemand wat lekker hard kan lees, dat die masjien dit kan opvang. My keel is daarmee. Het jy dit Leneke? 17. En die Gees en die bruid sê kom. Waar is die klem? Nee. Kom! Kom. Daar is die uitroepteken. En laat hom wat hoor sê kom. Kom! En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En dan vers 20. Vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Hoor jy die gebed van die kerk? Here, kom na u skepping, want Jesus het gekom. Hy wat hierdie dinge getuig, waarvan Openbaring praat, getuig waaragtig, en hy sê, ek sal kom. Daarom, wat moet ons bid? Here, kom na ons, kom na u skepping, want Here, so leer ek u ken in Genesis 1. U is die komende God. En dit is hoe Johannes dit stel in Johannes hoofstuk 1, dit is vers 8. Want Christus was aan het kome in die wêreld. En hy bly nog steeds kom in die wêreld. Want hy het vir sy disippels gesê met sy hemelvaart, ek gaan vir julle plek voorberei by my Vader. En wanneer ek vir julle plek voorberei, wat gaan dan gebeur, Karika? Wat gaan dan gebeur? Gaan ek julle kom haal? Dan kom ek na julle toe terug. Dan kom haal ek julle, sodat ek by julle kan wees. En Jesus bid in Johannes 17, Vader, gee dat hulle, net soos ons, een is met mekaar, dat hulle, wat nou nog op die aarde is, net so een met ons sal wees. Want daaroor gaan dit vir God. Kom. Mense, as ons Genesis 1 gelees het, moet ons in daai erediens, as daar 'n preek is oor Genesis 1, moet ons gebed aan die einde net een woord wees. Maranatha. Kom, Here. Want dis waarvoor ons wag, mense. Waarvoor wag ons?
Die kerk wag vir die wederkoms van Christus, sodat hy op 'n nuwe manier, met die nuwe Jerusalem, op die nuwe aarde, gaan kom woon. Kom, soos wat hy gekom het in Genesis, soos wat hy gekom het deur die geskiedenis van die Ou Testament, soos wat hy gekom het toe die woord vlees geword het. So gaan hy ook weer kom, maar op 'n manier, mense, wat alles wat dit vooraf gegaan het, na 'n kinderpartytjie gaan laat lyk. Want dit wat gaan kom, gaan groter wees as wat enige een van ons kan bedink. Om Chris het so 'n paar weke gelede ons verwys na die teks wat gesê, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir die wat aan hom behoort. As Jesus kom, as hy weer na sy skepping toe kom, gaan dit groot fees wees, mense. Trouwens, Hebreërs leer ons, julle wat die Hebreërs studie gedoen het, wat gebeur wanneer hy gaan kom? Dan gaan ons dit doen, wat Genesis van praat op die 7de dag. Dan gaan ons finaal in God se rus. En dan volg daar 'n ewige Sabbat. Maak dit 'n klein bietjie sin, mense. Maak dit 'n klein bietjie sin. God is komende in sy wêreld. Moenie vir God ver weg gaan soek nie. Soek hom daar waar die lig van sy evangelie skyn. Daar is hy. Want God is die Immanuel God. Amen. Wie sal vir ons eindig? Enige iets? Opmerking nog? Hier moet iets versoek terug. Ek wil nie, julle moet dink dat ons wesenlike probleme wat veral die natuurwetenskaplikes het oor die skepping, die Genesis verhaal van die skepping. Ek wil nie julle moet dink ons probeer dit sidestep. Absoluut. Maar ek wil tog hê jy moet volgende keer as 'n inleiding gee die beginsel van die hermeneutiek van die genre. Wat se genre beteken literatuurtipe? Daar's 'n groot verskil tussen ek sal sê mito-historie, digkuns, regte historie, wysheidsliteratuur, onderrigliteratuur. En 'n mens moet elkeen van daardie verskillende genres, voor jy dit kan probeer verstaan, moet jy eers uitmaak wat is die literatuurkategorie waarin dit geskryf is. Nou, Genesis 1 tot 11 is nie geskryf as 'n historie. As die gewone geskiedskrywer. Ja, as 'n gewone geskiedskrywer, ja. Of nog ander wetenskaplike hand. Ja. In elk geval nie geskiedenis soos wat, kom ons sê, na die afkleuring, die verligting van die 18de eeu, waaroor dit gaan in moderne geskiedskrywer is, dat ons feite agter mekaar gaan sit. Amper soos wat julle geskiedenis op skool geleer het. Ons het nie geleer om geskiedenis te verstaan nie. Ons het datums geleer. Het julle dit ook so gehad? Dis die verkeerdste manier waarop die geskiedenis kan gaan leer. Dis die gevolg van die afkleuring, wat nie 'n verligting is nie, maar 'n verduistering. Die maklikste manier om die antwoord te kry. Geskiedenis gaan daaroor dat jy verstaan wie jy is. Ek gaan leer geskiedenis sodat ek weet hoekom is ek Afrikaner en hoekom is ek trots daarop om dit te wees. En hoekom ek omgee vir Afrikaners. Haat ek ander nasies? Nee, maar ek is lief vir die Afrikaners. My geskiedenis leer my dit, want ek sien hoe God in die geskiedenis van my volk besig was en is. En ek sien hoe misluk ons as volk in die verlede en vandag. Beteken ek los my volk? Nee, daarom wil ek weer die evangelie na hulle toe bring. Dis deels mense hoekom ek hierdie Bybelstudie begin het. Laat ek nou maar my tools op die tafel sit. My dollars op die tafel is dit. Ek wens dat ons as Afrikaners weer die woord kan gaan bestudeer en dodelike erns daarmee maak. Dodelike erns.
Geskiedenis wil ons laat verstaan wat het God met ons te doen. En dis die tipe geskiedenis wat Genesis 1 tot 11 skryf. Dit is 'n genre wat ons nie ken in ons kultuur nie. Net soos met die geslagsregisters. Ons gaan daarby kom. Ek sal daarmee begin volgende. Nora het gesê Sassa ons eindig met gebed. Verskriklik. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U heilige naam. En dankie dat ons die geleentheid het om vanaand nog dieper te grawe in U woord, nader aan U te kom, dat U lig al helderder ook deur ons kan skyn, dat ons dit kan uitdra ook in hierdie donker wêreld, waar soms die lig en die donker so ver van mekaar af is. Here, help ons ook vanaand, bring ons veilig by ons huise, en dan bid ons saam met die kerk oor alle eeue. Kom Here Jesus, kom gou, om Christus ontwil. Amen. Amen. Dankie vir julle ongelooflike geduld. Die goed geskrywe opdraai word. Ja, seker. Tensy hulle vir self doen. Ja,